Cecilia, hoe gaan dit met jou? Hi Marion, baie goed, dankie met jou. Ag, te lekker man. Die laaste keer toe ek jou gesien het, het ons saam in Dubai gekuier. Nee, ons was by die feetjies. Ek het net elkeen 'n feetjie gewen. Ons het, ekskuus, jy's Ja, doodreg. Ek het jou daar gesien by die ja, feer. Dis korrek, ja. ja, Sien, ek dink nou net weer aan die kos wat ons saam geëet het en ja, ons het by die feertjies ontmoet. ja. Die kos Ek is was lekker. En die avokado melkskommel ook. ooh, ja, julle het nogal vir my snaaks gekyk met daai een. Ek is so bly en so geëerd om hierdie gesprek met jou te hê oor jou nuwe boek, Die Vlerke van Naaldekokers. Baie geluk. Baie dankie. Lekker dat jy met my daaroor gesels. Ag, dis vir my net so 'n soort van 'n titel amper deel met die vlerke. dit is vir my 'n absolute eer dat ons vlerke kan saam inspann om die wêreld 'n beter plek te maak en kom ons hoop ons kan dit regkry. Ja, definitief. So Cecilia, kom ek vertel vir jou hoe wil ek vanaand doen en ek wil net eers jou toestemming kry. Ek kan glad nie hierdie formaliteite doen en vreeslik grand klink en so nie, dis net nie wie ek is nie. So, as dit oukei is met jou, kan ek wil bietjie met jou gesels oor die boek. Ek wil bietjie met jou praat oor dinge wat ek opgeval het, wat vir my lekker was om te raak te lees en so. So ek wil regtig dit meer in 'n geselsige toon hou as 'n onderhoud. Is dit oukei met jou? Ja. Okay, fantasties. Dit is reg, ja. So, ek wil dadelik net ook vir die kykers sê, baie welkom, dis lekker om julle almal hier te hê, daar is soveel oulike goed in hierdie boek, en ek wil nie vanaand spoilers hê nie, ek wil nie te veel spoil nie, want hierdie boek is 'n reis wat die leser sommer saam in daai pink Cadillac moet spring en saam op hierdie roadtrip gaan, en ek gaan so 'n bietjie raak aan 'n paar goeters aan temas wat my opgeval het, net om hulle lus te maak om te lees, maar ek gaan niks weggee nie. Daar's 'n paar lekker goed om weg te gee, maar ek is mond is gesit. Ja. Okay. So ek wil dadelik begin met jou. Fantasties. Ek gaan nou dadelik begin deur vir jou te sê, onmiddellik as jy die boek begin lees, dan ontmoet jy vir Kylie, sy is 17 jaar oud, en sy sit in rook in 'n boom. So, en sy vertel jy sommer dadelik, sy het 'n groot geheim wat sy moet ook hou en so. So, jy weet sommer dadelik jy gaan hier te doen hê met 'n rebelse karakter. En ek is gek oor rebelse karakter. So, dadelik was ek soos in, wow, meisie wat in die boom sit en rook, dis die eerste keer wat ek dit sien. En ek was baie opgewonde om bietjie meer van haar te leer. En terwyl ek toe nou hoofstuk 1 gelees het, het ek skielik vir Knol ontmoet. En Knol het my bietjie hy het my bietjie in die maag geskop, want ek het nie geweet hy was daar nie. Ek het nie die agterkant van jou boek gelees voor die tyd, jy weet die lys maak nie. So, ek het nie geweet van Knol nie. So, wil jy nie bietjie vir die luisteraars vertel, wie is Knol en waar kom hy vandaan nie? Okay, goed. Ek gaan vir nou van Knol vertel, maar ek wil eers sê, ek is ook self baie lief vir averegte karakters. Fantasties. Ek hou nie van mense, dit moet nie net altyd goed gaan met hulle nie, want dan is daar nie 'n verhaal nie. Ja, en ons ontmoet vir Kylie op 'n dag, 'n baie belangrike dag in haar lewe, en ek wou ook gehad het dat dit moet 'n baie belangrike dag in die gesin se lewe wees. En toe ek besluit het op Kylie, het ek geweet, sy moet 'n rebel wees. Sy moet nie 'n moeilike tiener nie, maar kwaad wees vir omstandighede aan die begin van die verhaal. Dit is wat ek wou gehad het vir haar. En dan nou vir die wat nou nie weet wat die knol is wat sy haar stompie noem. Omdat sy, dit het haar gewaag in die begin, dat sy hierdie amputasie het. Sy kon nie daarna kyk nie, dit was nie vir haar aanvaarbaar gewees nie. En toe het sy besluit hy lyk soos 'n aardappelmoer, en sy het hom Knol begin. Ja. Ja, so dit is nogal interessant. Ek het gaan kyk hoe mense reageer. Ek weet nie of jy van die Boston Marathon mense wat in daai bomontploffing was, van hulle wat amputasies gehad het, het hulle 'n studie opgedoen. En blykbaar die eerste dag wanneer iemand met 'n amputasie weer in die spieël moet kyk, is blykbaar 'n baie belangrike
dag of 'n moeilike dag vir hulle. Die een vroutjie het gesê, sy was so bang om vir haarself in die stoel te kyk, want sy was so bang as sy begin huil, want sy nie kan ophou huil nie. En een van die mans het weer gesê dat dit hom gewaag om die amputasie te sien, om homself so te sien. En dit is wat ek gehad het vir Kylie ook. Dit moes vir haar aanvanklik gewaag het. En Ja, dit is presies om die stompie knol te noem. En wat ook vir my interessant was, toe ek met die ortopedist gepraat het hier in Klerksdorp by die ortopediese sentrum, het hy ook vir my gesê, hulle praat glad nie van 'n stompie nie. Ek het hom wat ek al geweet het, is daar 'n mooi Afrikaanse woord vir amputee, maar ek kon dit nie gekry het nie. En van die residual limb wat hulle in Engels van praat. En toe sê ek my nee, hulle praat maar van die oorblywende ledemaat. En wanneer die pasiënt self van 'n stompie praat, dan sal hulle ook van die stompie begin praat. Maar nie voor dit nie. Die pasiënt moet reg wees om self hulle ledemaat 'n stompie te neem. Ja. My verskriklik interessant. Wow. Ja. Ek het persoonlike ervaring van familie en so wat amputasies het en dit is 'n baie moeilike ding, veral wat ek nou opgetel het in die storie ook, is daai wroging veral van 'n vrou, dat sy nou nie meer mooi is nie, sy is nie meer volmaak nie, en dit het my regtig, dit was my baie persoonlik ook, want ek het dieselfde ervaar met mense in my eie lewe, wat gevoel het, hulle is nou nie meer mooi nie, hulle is nou nie meer volmaak soos ander mense nie, en so dit is omtrent 'n ding wat jy jouself mee moet hoe kan ek sê, jy moet regtig eers vrede maak daarmee, en dan, wat vir my net ironies is, en jy kry dit in die boek ook, is, as ek iemand met 'n amputasie sien, dan kyk ek, want dis vir my anders, maar dis nie vir my grillerig, of weird, of ew, of daai goed nie, maar baie keer die mense wat die amputasie het, ervaar dit so. Is dit ook hoe jy dit ervaar het met jou navorsing? Ja, hulle ervaar dit anders. En ek dink vroeër jare het ons dit anders ervaar. Ek weet ook nie of ons dit anders ervaar het, of ek dink dat mense altyd bang, jy wil nie so 'n persoon op 'n verkeerde manier hanteer, of om hulle sleg te laat voel nie. En daarom dink ek ignoreer mense amper. Mense kyk amper verby mense met amputasie, want hulle is bang, hulle doen iets verkeerd. As hulle met daai persoon net praat of glimlag of so iets. En wat ook vir my baie opvallend was van 'n stukkie in die boek hier aan die begin, hoe 'n kind haar hanteer het by die skool. En toe my kind dit lees, sê hy vir my, weet jy mamma, in ons skool sou niemand dit gedoen het nie. Wow, ja, presies. En ek dink dit is vir my ook so, dit wys ook so vir my, hierdie generasie van hierdie kinders, hulle aanvaar verskille, hulle aanvaar vir my verskille baie beter as wat vroeëre generasies verskille aanvaar het. Want 'n verskil is nie 'n negatiewe ding nie. Dit is ons almal verskil. En hierdie mense verskil net op 'n ander manier. Ja. Dis my baie interessant, en ek dink jy is 100% reg, en ek dink die media en flieks en ek is nou bly boeke soos joune, spreek ook hierdie kwessies bietjie meer aan. Sodra mens bietjie meer praat oor die goeters of vra oor dit, dan aanvaar mense dit miskien bietjie makliker. My pa was 'n verskriklike mens. As hy iemand gesien het sonder 'n been of sonder 'n arm, het my pa direk gesê, "Hey, wat het gebeur?" En my ma het altyd vir hom gesê, "Jy weet, moet nooit so met die mense praat nie, hulle voel ongemaklik." Toe sê hy, "Maar ek kan nou mos nou nie maak dat dit nie daar is nie." En jy sal nie glo hoe die mense dit eintlik waardeer, dat pa maar net, jy weet, let's talk about the elephant in the room. Want hy maak nie of hulle nie bestaan nie. Presies, die ys is gebreek, hulle het vir hom vertel dat dit gebeur, en baie keer het hulle vriende geraak daarna. Ek het altyd gedog, "Sjoe pa, dis bietjie erg," maar in 'n mate, nadat ek nou ook die boek gelees het, wil ek ook bietjie meer so wees, en meer, jy weet, jy moet daai net weet wanneer Ek het dit ook nou nadat ek die boek gelees het, verstaan ek dit baie beter. Ja. Fantasties. En man, ek wil jy nou nog iets sê. En nou het ek vergeet. Gaan maar. As jy onthou, sê vir my, nee, dit maak nie saak nie, ons het so gesprek, ons praat oor die goed. So ek wil nou vir jou sê, Kylie is 'n paar keer in 'n paar maande regtig geruk. Haar lewe is heeltemal uitmekaar geruk, en
die mense moet die boek lees om te weet presies wat ek bedoel daardeur. Maar hier is jy 'n meisie, sy 17 jaar oud, sy weet nie of 'n ou ooit van haar gaan hou nie, sy weet nie of 'n man haar ooit sal aanvaar of met haar wil trou nie. Sy het al hierdie ander dinge wat gaan, sy's kwaad vir haar ma vir sekere redes, sy's kwaad vir haar pa vir sekere redes, en een van die dinge wat ek hou van Kylie as karakter is, terwyl sy vroeg met die goeders en terwyl sy moet half deel met wat met haar gebeur, het jy 'n fantastiese manier laat 'n mens nooit voel sy soek 'n pity party nie. Verskoon my Engelse woord, maar ek het dit verskriklik waardeer, want dis so maklik vir hierdie tipe karakter om in 'n boek te gaan van, ag foei tog, shame, kry my tog jammer, my lewe is tog erger as joune, en nooit een keer probeer sy die luisteraar, die leser forceer om vir haar jammer te kry oor wat met haar gaan nie. Het jy dit met 'n rede gedoen? Was dit as sprus, of vertel my 'n bietjie van dit? Ja, ek het van die begin af besluit dat sy gaan 'n warrior wees. Sy gaan nie haar in 'n hoekie sit en haarself jammer kry nie, want 'n mens het daai keuse in die lewe. Jy kan op jou bed gaan lê en nooit weer opstaan nie, of sy gaan aangaan met haar lewe. En dit was nie maklik nie. Ek sou dit nie, maar ek wou dit nie vir haar maklik gemaak het nie, want dit is 'n aanpassing. Dit is iets wat sy nou moet leer om mee te lewe. En dit is wat ek nou wou gesê het, maar dan skiet daar's 'n model. Ek weet nie of jy van haar weet nie. Hulle noem haar die bionic model. En ek het baie na haar, sy was so van ook so 'n bietjie naas die hele rede waarom ek die boek begin skryf het, ek toe ek nou begin navorsing doen, het ek baie na haar gaan kyk ook. En sy het gesê sy het haarself so gehaat as 'n tiener. Sy is gebore sonder haar regterarm. En sy het haarself so gehaat as 'n tiener, want die wêreld wil so graag hê 'n mens moet perfek wees, nie, en almal moet normaal wees. En ek dink ek het so 'n van Kylie op haar gebaseer ook. Jy weet, aanvanklik, sy wil ook graag weet, sy Google hoe om haar arm weg te steek. Jy weet, sy dra groot klere en lang moue sodat mense nie kan sien dat sy nie 'n arm en 'n deel van haar arm en haar hand het. So ek wou gehad het sy moet ook daai warrior spirit in haar hê om oor hierdie ding te kom. Ek het geweet sy gaan nie net in 'n hoopie gaan sit en nie weer opstaan nie. Ja. En dit is net fantasties hoe die persoon wat regtig met net die woede vroeg, so stadig maar seker die wêreld om haar vergewe, maar ook haarself vergewe, en hoe meer daai vergifnis en goeders, en dis wat ons nou volgende op gaan fokus, maar hoe meer dit gebeur het sy begin meer haar stompie of 'n knol aanvaar, en sy het hom ook later 'n ander naam gegee, wat ek nie gaan vir mense vertel nie, maar dit was my regtig pragtig om te sien hoe hierdie karakter groei, en nooit vir jou een keer sê, kry my tog net jammer nie, want ek hou nie van sulke tipe stories en boeke nie, en jy het dit so goed reg gekry, so baie geluk met. Baie dankie. Nou, die volgende ding wat ek met jou wil oor praat is, daar's baie temas in hierdie boek, maar een van die temas wat vir my regtig opvallend was familieverhoudings en vergifnis. En jy het 'n paar hoofkarakters, maar jy het ook newe-karakters in hierdie boek wat deel is van die familie, en wat vir my opvallend was, is hoe elke persoon anders deel met dinge. Hoe cope een persoon met sy daaglikse lewe waar iemand anders dalk nie op daai manier dit kan cope of mee oorleef nie, en so. Hoe het jy dit reg gekry dat jy soveel familielede het wat so anders te cope met dood en hartseer en slegte dinge wat met hulle gebeur het, want nie een van hulle dieselfde roete gevat nie. Was dit ook goed uitbeplan, of het dit maar net natuurlik gebeur? Vertel my bietjie. Ek het vir Kylie en haar ma en vir oupa goed beplan. Maar ek het net gevoel naderhand terwyl ek geskryf het, dat elke persoon in daai gesin het die trauma anders beleef. Korrek. Die pa was nie by gewees die dag toe dit gebeur het, toe die ongeluk gebeur het met Kylie nie. En die ma het verwyte oor wat gebeur het. En Kylie het verwyte oor wat gebeur het. En sy moet rou, want wanneer jy 'n ledemaat verloor, rou jy nie net, jy rou oor daai ledemaat wat jy verloor.
Dit is 'n Absoluut. hele rouproses. Dit is amper soos 'n rouproses waardeur jy presies is wat jy iemand wat dood is oor rou jy oor daai ledemaat ook. So elke persoon in die gesin het hulle eie rouproses gehad. En ek dink dit is hoekom dat jy dit dalk so ervaar het. Ja, ek het gaan kyk nou hoe elke persoon dit kon ervaar het. In my kop is dit hoe ek gevoel het hulle dit ervaar. Ja. Iets wat my regtig opgeval het is byvoorbeeld die pa. Ek dink en die pa is basies in 6 of 7 of 8 bladsye word die pa genoem. Hy is so 'n nuwe karakter, maar tot hy het 'n proses van rou gehad en dit het my regtig opgeval dat iemand wat regtig in die agtergrond is ook 'n pad gestap het in hierdie boek en dit was vir my baie opvallend en pragtig geweest ook. Nou prate van familie, ek wil nou weet van Kylie se ma. Jy is die tweede verslaggewer wat my vra oor Kylie se ma. Is dit? Ja. Weet jy wat? 'n Ma in soveel boeke is 'n vertrooster. Sy is die een wat jou optel nadat jy van die fiets afval. Sy is die een wat jou stik in 'n knie gesoen. Sy is die een wat vir jou raad gee. Sy is die vertrooster en so. En baie keer kry jy ook 'n slegte ma figuur wat sy's drankverslaaf en jy weet, maar hier bring jy hierdie komplekse ma karakter in en ek dink een van die karakters wat my gaan bybly in hierdie boek amper meer as Kylie of haar oupa is die ma, want jy het haar so kompleks geskryf en jy het oomblikke wat jy regtig niks van haar hou nie, en dan die volgende oomblik kry ek haar jammer en ek wil haar net 'n drukkie gee en die volgende oomblik wil ek vir haar ruk en sê, skit jouself bietjie reg, jy weet. Vertel my van die ma, hoe het sy tot, jy weet, hoe het die ma gegroei en hoe het sy geword wat sy geword het? Wel, jy moet nou ook onthou, sy is die ma voor die ongeluk en sy is die ma na die ongeluk. Korrek. En hulle is glad nie dieselfde mens nie. Maar ek het die ma so geskryf dat sy self 'n komplekse verhouding met haar pa, die oupa in die storie, en dat sy heeltemal die teenpool van haar pa gewees het. En daarom is sy so perfeksionisties. En wil sy altyd alles perfek hê en perfek gedoen het. En dit was sy voor die ongeluk ook gewees, sy is 'n onkoloog. So, dit is vir haar baie belangrik, en hier gebeur die ding met haar, waaroor sy geen beheer het. En wat sy, en dan gaan sy ook deur haar eie rouproses, en die eerste deel van die rouproses is mos maar daai ontkenning. Korrek. Wat jy nie wil aanvaar nie, en dan is dit jou woede. Ja. Ek wil dit nie te veel verklaag oor die ma nie, maar dit is wat ek met haar, jy weet, daar is daai ma voor die ongeluk en die ma na die ongeluk. Ja, maar ek hoop jy was daarom tevrede met die einde, met die ma. Ek was baie tevrede met die einde, en weet jy ook, daai realistiese einde van, it's not just a happily ever after, dis daai ding van, die ma het nou al 'n reis gegaan, sy's beter, sy's nog nie daar nie, maar sy's op pad na iewers heen en so, en dit was vir my baie, baie nice. Dis nie net van daai kumbaya, alles is nou perfek nie, en baie, dis so maklik wat skrywers daai hele ding net wil toeknoop en mooi maak, en alles is nou 'n perfekte pakkie, en jy het dit half oopgelos en bietjie die rafels laat uithang, en ek hou baie daarvan, dis baie realisties. En ja, so baie geluk met mamma, ek is baie beïndruk met haar karakter. Nou wil ek oor oupa de Pre praat. Hy's 'n skrywer en hy's 'n lieflike karakter. O, Jesus, ek wens ek het so oupa gehad. Ek ook. Daar is so baie wat oupa de Pre doen, en Kylie hou hom ook fyn dop, en hy's in 'n mate is hy ook nie 'n oop boek nie. Jy probeer hom ook bietjie verstaan as leser. Wat gaan regtig in sy kop aan? Wat het hy regtig probeer doen met hierdie roadtrip van hom en so, en jy kom wel op die einde van die dag agter wat was oupa se plan, en dit weer eens skop bietjie die leser in die maag, want dit is nou nie wat ek gedink het gaan gebeur in die begin van die boek nie, heeltemal onkant gevang, so wel gedaan met dit ook. Hy's 'n Afrikaanse skrywer, en hy het nou al 'n paar topboeke geskryf en so, maar weet jy wat was my so lekker geweest van oupa de Pre is, jy lees nooit wat het hy geskryf as Afrikaanse skrywer nie, maar wanneer sy mond oop gaan en hy praat met Kylie,
dan sien ek vir Etienne van Heerden wat 'n André P. Brink aanhaal. Dit was ongelooflik. Vertel my van Oupa de Pre. Okay, so Oupa de Pre, ek het net gedink, ek dink nie daar is al so 'n karakter in Afrikaans gewees as ek reg is nie en sy ek dit nog nie raak gelees het nie. En ek het net gevoel, ons is die hele, soos jy nou sê, een van die keerders het ook nogal opgemerk dat dit vir hulle soos 'n kruising voel tussen Etienne van Heerden en André P. Brink, die oupa. Ja. En ek wou graag so oupa gehad het in die verhaal, wat hy skryf altyd die groot Afrikaanse roman, hy is altyd besig om dit te doen. Dit is soos wat Kylie hom onthou, is dat hy die groot Afrikaanse roman skryf. Tog van sy hom ook nie meer ken as oupa, hy het haar Oupa de Pre, en sy wil haar oupa met iemand deel nie. So sy het nog glad nie 'n boek van hom gelees nie. Aha. Maar dit is nou nie, so oupa, ek het met hom probeer regtig hierdie volksbesit, wat Etienne van Heerden en André P. Brink amper vir ons is, nou ek graag so 'n tipe karakter, want weet, almal is altyd mal oor hulle, en oor hulle boeke, so 'n tipe karakter binne in 'n storie skryf. En wat nou nogal, ek kon nou daar so 'n bietjie van my oupa daar inbring. Hy het altyd gevra, want hierdie oupa dra altyd 'n fedora en 'n pak en 'n das en 'n hemp en so aan. En my oupa het ook altyd, my ma se pa het graag oral, hy het altyd 'n pak gedra en dan nou 'n hemp en 'n das en 'n fedora. Hy het ons met dit gaan visvang. Ag, yes. Met sy hemp en sy pak. Ja. Ek kan vir Oupa de Pre so goed voorstel, en ek moet nou vir jou sê, jy het hom so goed geskryf dat jy het my eintlik bietjie gevang met dit. Ek het gedog, miskien gaan ek hom moet Google. Dalk is daar 'n Oupa de Pre gewees wat jy iewers opgetel het langs die pad, want hy was so oortuigend geskryf dat ek eintlik gedink het, dalk is dit 'n Afrikaanse skrywer wat ek gemis het. So wel gedaan. En in my kop het hy soos Richard Gere gelyk. Want ek het graag al 'n oupa wou gehad het wat soos Richard Gere lyk. Dat dan nie dit omgegee het nie. En dan so ek weet nie, dit was vir my so lekker om hom te skryf. Ek dink ek het baie moeilik aan die swaar dele geskryf en dit het my net 'n bietjie gehelp en my weer opgebeur die tye wat ek moeilik geskryf het, was om sy karakter te skryf, 'n manier om my ook weer aan die gang te kry. Sjoe, maar hy laat jou regtig dink, veral aan die einde en keuses wat hy maak, en dis net so, hy is so vol ronde, en ek het so lief geraak vir hom, en so is, maar weet jy, verstaan, en ek gaan nou niks weggee nie, maar waar die normale persoon in 'n normale gesprek gaan sê, ja, maar dit is verkeerd, en dit is reg, en 'n mens moenie dit nie, maar jy moet dat doen. Ek het vir Oupa de Pre verstaan, ek het nie een keer getwyfel of hy die regte besluite maak, of die verkeerde besluite, en dit het my nogal gevang, want toe dog ek, ek sou, as dit nie hy was nie, sou ek dalk nog in 'n debat wou gaan nie oor, maar I just got it, en dit was my baie mooi geweest. Goed, kom ons praat 'n bietjie oor die simboliek, die naaldekoker. Vertel my 'n bietjie, waar kom die hele idee van die naaldekokers saam? Jy weet, ek is baie lief vir skoenlappers, so I'm intrigued. Vertel my. Ja. Wel, die naaldekoker, ek weet nie of jy weet, as wanneer 'n naaldekoker is vir jare lank 'n waterlarwe wat onder water bly. En dan wanneer hulle uitkom en dan nou uitbroei met die pragtige kleure en die pragtige insek dan nou is, lewe hulle net vir 'n paar maande. En hulle is 'n simbool van aanpasbaarheid en van heel word en van jy weet net daai living the moment. Ja, ek weet nie of jy ook weet hulle kan vorentoe en agtertoe vlieg. Hulle vlieg in alle rigtings en wanneer hulle 'n vlerk verloor, kan hulle nog steeds vlieg. Wat ook nogal vir my nogal baie simbolies was aan Kylie, weet sy het ook soort van 'n vlerk verloor. Ja. En dan natuurlik ook met hulle vlerke wat soos glas lyk met krake in wanneer die son daardeur val. En wat ook so 'n bietjie simboliek in die verhaal het, die krake. So ag ja, die naaldekokers, jy weet net daai hele ding van jy weet net hoe kan ek nou sê, net om van vooraf te begin basies, nee. Korrek, ja. So dit is juist wat vir my so
interessant was oor die naaldekoker en jy bring die simbool in die heeltyd en die heeltyd het ek die naaldekoker met Kylie vergelyk en daai besef dat sy agterkom en ek dink sy het dit al voorheen besef, maar meer nou as ooit is hoe kort is die lewe en 'n mens moet letterlik vir die dag lewe en jy moenie môre en wag tot môre om iets te doen op wat jy wil graag doen nie. So dit was my fantasties geweest hoe jy die simboliek ingebring het. Wat my nou bring by die titel van die boek, die vlerke van naaldekokers. Waarom? Hoekom het julle op die titel besluit? Sjoe, Marion, dit was aanvanklik glad nie die titel nie. Die werkstitel was aanvanklik eers heel. Dit was die werkstitel. Okay. Want ek het gevoel net sy moet heel word en dit is die hele proses van heel word. So terwyl ek die boek geskryf het, was dit die titel geweest. En toe ek kom nou klaar vir my uitgewer gestuur het ons besluit jy moet nou 'n nuwe titel kry, want jy sal ook nou self weet om die perfekte titel vir 'n boek te kry is altyd so 'n proses. So ek sê jy almal ja, want met jou boek was dit ook 'n proses geweest. Jou eie boetie Fanny Viljoen het vir vlerke vir almal sy naam gegee, want ek het ook 'n simpel naam gehad in die begin en toe sê Fanny vir my nee. Hierdie boek moet vlerke vir almal genoem word en ek is hom ewig dankbaar. So wat was sy aanvanklike naam? Schmetterling, die Duits vir skoenlapper. So die boeknaam was Schmetterling. En toe sê Fanny vir my, kyk, dis nou alles oulik en als maar nee, ons gaan hom moet verander en ek is altyd dankbaar. Maar jy is absoluut reg, die titel is baie keer 'n verskriklike kopseer. Party skrywers sal vir jou sê die titel was aan my kop van dag 1 af, maar party skryf hom sommer van die titel af met hulle hierdie hele storie in hulle kop. Maar ek het daai hele NB kantoor op hol gehad. Almal het 'n titel gesoek. So as jy nou net vir my sulke lang lyste met titels voorstelle ge-e-pos en ons het deur hulle almal en toe sy vir my sê die vlerke van naaldekokers. Ek dink dit was nogal haar sy het hom uitgedink. Ek het gesê dit hy. Ek hou baie daarvan. Dis regtig en ook omdat ek 'n vlerke fan is, hou ek regtig baie van dit en dan weer dit gaan nie net die naaldekoker wat in die live for the moment nie, maar dit's daai broosheid en 'n mens wil vlieg en jy wil wegkom uit jou omstandighede uit en also dis my verskriklike mooi titel en die voorblad is beautiful, wie het hom ontwerp, weet jy? Laat ons vir Karen Vermeulen tog net 'n shout-out gee. Sy het ons goed van haar taak gekwyt. Sjoe, ek weet nie of jy bekend is met haar kind nie, maar haar kind is baie quirky en dit is baie nice. En ons het aanvanklik ook 'n ander omslag gehad en ek nie gewoonlik 'n skrywer wat sal sê nee, ons kan nie hierdie omslag gebruik nie, maar met hierdie het ek net besluit, dit is nie 'n pink boekie nie. So ons het eers die pink Cadillac en dan 'n meisie wat op die kattebaan, wat daar voor sit op die bonnet, die see uitkyk gehad. En ek dink dit sê heeltemal 'n ander gevoel aan die storie gegee het. Ek verstaan. As ons al daai omslag gebruik het, ek was so mal daaroor, sy sê vir my, sy man vir my hierdie omslag stuur, weet ek omtrent 'n klein dansie gedoen, want dit was vir my perfek gewees. Ja, en as mense na die omslag gaan kyk, na die voorblad gaan kyk, sal hulle sommer so 'n paar roadtrip geheime ook daar mooi sien. As hulle mooi sien. Nou nuuskierig. Nou wil ek graag gaan kyk. Ek weet as 'n mens in 'n boekwinkel instap en hierdie boek gaan op die rak staan, gaan hy dadelik aandag trek. Hy's anders. Ja. Dis vir my verskriklike mooi voorblad. Dis nie te nie en soos jy nou sê, dit is 'n boek oor 'n meisie hoofkarakter, maar ouens gaan ook hierdie boek optel. Dis nie dis regtig en dis 'n ding wat ek met vlerke vir almal ook wou gehad het. Dis laat seuns en dogters en selfs jy weet volwasse vrouens. Mense dink altyd oor dis nou 'n jeugverhaal, maar dit is eintlik 'n lekker crossover. Dit is nie net tieners wat dit moet lees nie. Ja. Nee, dis ja. Goed, nou ek wil nou 'n bietjie met jou ook gesels. Jy praat nou die boek se naam was oorspronklik heel geweest en jy raak aan op die Japaneese Kintsukuroi, het ek dit nou reg uitgespreek? Ja. Ek dink so dit ek het ook uitspreek. Vergewe my Japaneese vriende wat luister as ek dit verkeerd uitgespreek het. Die Kintsukuroi ek is nog altyd gefassineer daaroor. Ek weet nou al 'n hele paar jaar daarvan en dit was vir my altyd iets pragtigs gewees van
wat die Japaneese doen met hulle kuns. So wil jy net 'n bietjie vir die luisteraars vertel wat is kintsukuroi nie? Ja, kintsukuroi is die Japaneese kuns van om iets om 'n bakkie wat gebreek is of om een of ander aardeware wat gebreek is met goue lak of 'n silwer lak weer aan mekaar te sit. En hulle glo ook dat dan agterna wanneer dit deur daardie proses van breek gegaan het, is dit dan ook meer waardevol. Correct. En ek dink dit sluit ook so mooi vir my aan by Kylie, nee, want sy is ook amper meer waardevol nadat sy gebreek het. Ja, so al daai stukke is nou weer bymekaar. Hulle sit al daai gebreekte stukke bymekaar en dit is dink ek wat sy ook doen. Sy skraap al daai stukke wat gebreek het bymekaar. Ja. En ek dink is nie net Kylie nie, ek dink baie van jou karakters het daai krake gehad en hulle moes op hulle manier daardie krake vul en op so 'n manier om weer 'n sterker familie aan die einde van die dag te word en so. Ek is so bly dat ek die krake lees. Ek val in die rede. Ek het die boek ook opgedra, juis aan almal met krake. Ek het nie besluit om hierdie boek vir 'n spesifieke persoon op te dra nie, want daar's soveel mense, maak nie saak wat jou krake is nie, wat met jou in die lewe gebeur het nie. Almal het iewers 'n kraak. Almal het krake. So ek het hierdie boek aan almal met krake opgedra. En dan natuurlik ook die motto voor in die boek was ook vir my nogal 'n bietjie ironies. Daai Groucho Marx, die motto wat ek gebruik het voor in die boek, wat hy sê van later are the cracked for they let in the light. Yes. En hy was eintlik 'n komediant geweest. Wat hierdie brille, ek weet nie jy van nou weet daai neus met die bril en die snor. Hy het daai brille, dit is sy trademark, dit is hoe hy gelyk het en dit is waar daai brille vandaan kom. So vir iemand wat jy weet so grappige lewe basies lei om iets so diep kwyt te raak. Ek gevoel dit kom voor in die verhaal. Ja. Maar dit mos beteken omdat ek ook so met humor probeer besweer het reg deur die verhaal die swaar. Ek gedink dit werk ook lekker. Ag, dit is fantasties. Hulle sê mos ook die grappige mense is baie keer die mense met die meeste seer of die diepste. So ek kan verstaan hoekom sal hy so iets gesê het. Dis mense dink altyd omdat jy net die grappige kant sien dat hulle nie ook moeilikheid het nie. So nee, dis verskriklik mooi en hoe jy dit net ingebring het en ook verduidelik het vir die leser en so sonder om dit 'n skoolles te maak of om dit jy weet dit het so net so mooi ingevloei van alles. Nou ek wil vir jou nou nog 'n ding sê is like ek dink elke persoon wat 'n boek optel soek iets om mee te identifiseer. Of jy 'n karakter mee identifiseer of jy nou iets in die boek kry van ek onthou dit of dit is hoe my kinderdae was. Jy soek altyd daai koneksie iewers in 'n boek. En jy het vir my gevang met die bucket list. Maar jy is groot op bucket list. Ek is baie groot op bucket list. My pappa is oorlede op 57 jaar oud. En ek het nooit 'n bucket list gehad nie. Ek het nooit iets gedoen regtig in so nie. En toe my pa dood is, toe is ek Amerika toe om daar op die skepe te gaan werk. En ek het baie aande stil gesit en net gedink, sjoe, hoe kort is die lewe en daai hele ding. En toe begin ek my eie bucket list. En ek het in 2000 my eie bucket list begin. En ek het net simpel goeders gaan opskryf van ons gaan nou in Mexico stop. So wat kan ek hier doen? Ek kan saam met dolfyne gaan swem. En toe skryf ek dit alles neer. Nou die nommer 1 ding wat ek neergeskryf het op my bucket list was die Aurora Borealis. Ek wou die noordelike ligte sien en ek het hulle hierdie jaar gesien na ek dink 7 keer, 8 keer so probeer. Maar dit het my regtig dit was my absolute plesier geweest om van hierdie bucket list te lees want en ek gaan ook nie vir die luisteraars vertel waar die bucket list vandaan kom nie. So julle moet die boek lees om te verstaan waar het Kylie die bucket list gekry, maar dit is vir my so mooi hoe hulle almal deelneem aan hierdie bucket list, maar elkeen het weer eens ook so sy eie ervaring van wat in hierdie bucket list gebeur en om hom te probeer afstik. Dit was vir my verskriklik mooi. Vertel vir my 'n bietjie hoekom die bucket list, waar het jy daaraan gekom? Ek het net gevoel dat
sy moet 'n bucket list hê om op hierdie roadtrip te gaan. En een van die goed op die bucket list is juist 'n onbeplande roadtrip. Korrek, ja. En dit is dan nou, weet en as oupa nou daar met sy 10 Cadillac by haar huis aankom, dan is dit nou ook sommer, dit is dalk nou nie, ek moes dit dalk vir haar, Kylie glo nie in 'n bucket list stel. Korrek. Kom ek sê dit nou maar, ek sal dit nou verklap. Ja. Nee, dis nie haar bucket list nie, jy's reg. Dit is nie haar bucket list wat sy volg op hierdie roadtrip nie. Maar ja, ek weet nie, ek is dalk so 'n bietjie so Kylie, ek het ook nie 'n besliste bucket list nie. Maar ek dink as ek een moet hê, ek wil ook graag die Aurora Borealis gaan sien en dan wil ek graag die dorp gaan sien. Ek wil graag gaan reis. Ek dink dit is my grootste ding, maar ek het nie ander goedjies wat ek op 'n bucket list het. Dit is 'n interessante goed is wat sy nou op die bucket list het wat sy nou moet gaan doen. Ja. So ek weet nie, die bucket list moes net vir my 'n storie gekom het. Dit maak die storie. Ja. Dit is vir my fantasties gewees. Ek het dit so geniet en een ding wat vir my lekker is van 'n bucket list is soos ek my eie een begin het ek begin doodkrap daarop, maar soos wat hoe meer ek gedoen het, hoe meer het ek bygevoeg en ek gaan eendag sterf sonder dat ek 'n hele lys afgemerk het en dis okay. En ek het dit aanvaar en goeders. Ek het nie net 20 goed wat ek nog moet doen in my lewe nie. So dit is vir my ook baie opvallend in die boek gewees. Jy het ook so 'n bietjie in daai rigting ingegaan van it's okay, like see what you can do, but if you can't do everything, it's fine. En dit was my verskriklik lieflik gewees. Ja. Jou storie is so realisties. Dit voel net nie meer soos 'n storie partykeer as jy dit lees nie. En dis kuns om dit te kan doen. Nou ek het 'n speletjie. Hierdie speletjie se naam gaan wees Cecilia Stein se Kluitklapluis speletjie. Goeie genade. Want ek nie hierdie mense moet aan die slaap raak nie. So ons gaan nou eindig met hierdie speletjie en ek het nou 'n paar goeters hier mal goed neergeskryf en jy moet vir my sê jy as Cecilia Stein sal jy hierdie goed op die Kluitklapluis doen. Ja of nee en waarom nie? En waarom sou jy? Okay, nommer 1. Sal jy as Cecilia Stein iewers in Europa in die publiek op tafels dans? Dink jy sal dit doen? Dit sal glad nie op my Kluitklaplys wees nie, nee, maar vir 'n deur dalk. Ek gaan jou deur volgende keer as jy in Europa gekom, moet jy op die tafels dans en vir my 'n video stuur. Goed. Okay, ek het nou nog een hierso. Ek gaan vir jou net 4 vrae, ek het 'n hele paar. Cecilia Stein, sal jy ooit skydive? Uit 'n vliegtuig uit? Nee. Dit is definitief iets wat ek nooit in my lewe sal doen nie. Ek het 'n vreeslike vrees vir hoogte. Nee. Kan ek jou 'n geheim vertel? Het jy al ooit hoogtevrees gehad in 'n vliegtuig? Nee. Nou ja, dit is wetenskaplik bewys dat jy kan net hoogtevrees hê as jou voete aan die aarde raak. So as jy op 'n hoë gebou staan en jy raak aan die aarde of jy staan op 'n hoë berg, dan kan jy hoogtevrees hê. Jy kan nie 'n hoogtevrees hê in 'n vliegtuig nie. Jy kan die vrees vir vlieg hê, maar nie hoogtevrees nie. So skydiving, dis nie 'n verskoning nie, want jy kan nie hoogtevrees hê as jy in 'n vliegtuig is nie. Maar dan het ek eerder 'n vrees vir om uit 'n vliegtuig uit te spring. Dis die ander probleem. Goed, ek het nog twee vrae vir jou. Sal jy ooit die Trans-Siberië trein doen as jy 'n kans kan kry om van China af na Rusland toe met die trein te reis? Definitief. Ja, definitief. Definitief. Wat van treine hou jy? Wel, my pa was nog altyd mal oor treine. En ek weet nie of jy agter in die boek gesien het nie, ek het hom daar so 'n bietjie Ja. Ja, so en die oupa wat ek jou net van vertel het ons ook altyd as ek 'n klein dogtertjie was, het hy altyd vir my en ander neefies en niggies so gevat om trein te ry, dat ons altyd so 'n glasbotteltjie Coke gekry en 'n pakkie Smarties en dan ry ons van Teeneste na Henneman toe en dan weer terug. Te lekker. Want ek was net so 5 jaar oud. Ek het nou nog een vraag hierso-oor. Cecilia Stein, sal jy ooit bungee jump? Nee, ook nie.
Kom aan, is nou nie meer uit 'n vliegtuig uit nie. Enige iets van my kop eers met aarde toe gaan, is uit. Nee. Ag, maar wat is ek jou weer? Nee, ek sê dit maar so bekeer deur my karakters. Okay, so jou karakters sal bungee jump, maar jy nie. Nee, nou dis fantasties. Ek wou net bietjie uitgevind het van die goeders, al hierdie goeders wat ek jou gesê het. Ek het nog nie gebungee jump, jy glo dit of nie. Ek het skydive. Ek het al 2 maal geskydive, ja. Dit is my verskriklik lekker. Maar bungee jump sal ek definitief nie sommer doen nie, oor die een rede, ek is baie lank en ek is baie swaar. So hulle gaan met daai tou, ek het al gehoor mense het hulle koppe geslaan in die water en al sulke goeie so. Ek is bietjie, ek wil eers sien hy werk. En ek was in Zimbabwe gewees by die Vic Falls, die week toe 'n meisie daar afgespring het en daai tou gesnap het, né? Toe val sy daar in die Zambesi rivier saam met al die krokodille. Maar hulle het haar gelukkig nie geëet nie. Maar nee, ek weet nie, maar skydive enige tyd. Nou ja, ek wil vir jou, ons gaan nou die gesprek eindig. Ek wil, soos ek gesê het, nie baie spoil nie. Ek wil die lesers en die luisteraars uitdaag om die Vlerke van Naaldekokers te lees. Dis 'n lieflike storie van gesond word, van heel word. Dis nie 'n pity party nie, dit is net iets wat almal moet lees, en soos jy voorheen nou gesê het ook, ek dink nie dis net 'n jeugroman nie, ek dink ouer mense kan dit geniet, jonger mense kan dit geniet. Dis 'n lieflike boek om met jou kinders te bespreek, hoe jy ander kinders wat anders as jy is, met soos mense met amputasies gaan behandel. So, dis 'n lieflike boek vir almal. Waar kan mense jou boek in hande kry? Enige goeie boekwinkel, hulle kan dit aanlyn ook bestel, as 'n e-boek, en dan enige goeie boekwinkel in Suid-Afrika. Hy is nog nie, dink ek, in boekwinkels op die oomblik nie, maar ek seker binne die volgende paar dae is hy definitief daar. Fantasties. Ja, so hulle kan by enige Bargain Books, Exclusive Books, of hulle enige klein, boekwinkels ondersteun ook hulle klein boekwinkeltjies, asseblief ook ondersteun, veral in hierdie tyd. Ja, so hulle kan op enige plek bestel, en as hulle hom nie kan bestel nie, kan hulle my laat weet op my webblad, dan ek sal hulle laat weet waar kan hulle hom dekkie by jou. Wel, ek hoop van harte dat die Vlerke van Naaldekokers gaan hoog vlieg. Ek weet sommer dit sal. Dis vir my so 'n lieflike boek gewees, veral in hierdie maaltyd van inperking, wanneer ons almal tot in, ek sê ons is almal in areas gedruk wat ons nie geweet het ons gedruk kan word nie. En die storie is diep en selfs jy het dit al vir my genoem dat dit kan dalk swaar wees, maar ek het heeltemal die teenoorgestelde ervaar. Terwyl ek in inperking was, het hierdie boek vir my hoop gegee. Hierdie boek het my weer laat besef, daar's iets beter. Ons gaan almal gesond word, ons gaan almal heel word hierna, en hopelik is die wêreld na hierdie virus 'n beter wêreld. So ek wil nou alle luisteraars wat luister uitdaag om enige vrae wat julle het vir Cecilia net in die vraag in die comment boksie te tik. Julle kan van enige ding vra, behalwe ouderdom. En sy sal dan net hierna vir julle antwoord daarso op Facebook. Cecilia, ek wil vir jou baie dankie sê vir die heerlike gesprek uit Abu Dhabi uit. Dit was so lekker om met jou te kuier, en ek hoop van harte dat alles vir julle gaan goed lyk daar in Suid-Afrika. Ons virus is maar net so rof hierdie kant, en is maar taaf, maar ons almal probeer die beste van die situasie maak. Baie sterkte. Baie dankie Mario, dit was lekker om met jou te gesels. En volgende keer kom kuier asseblief weer in Dubai of Abu Dhabi, en dan gaan ek jou weer laat avokado melkskommel drink. Dis reg. Alright, lekker aand vir jou en groete. En dankie vir die gesels. Dit was baie lekker. Dit was baie lekker. Dankie weer. Bye bye.